Goeiedag luisteraars, ek deel graag met julle oor 'n sterk man, 'n Goliat, vrees. Vrees laat jou iets sien wat nie daar is nie, totdat dit daar is. Abba Vader, ek loof U en ek eer U. Dankie Heilige Gees, U is so welkom. Heilige Gees, ek bid dat U elkeen wat vandag ingeskakel is, sal aanraak bonatuurlik. Ek bid vir bonatuurlike wysheid, kennis en understanding. Here, dat elkeen 'n tasbare aanraking van U liefde sal hê vandag, 'n goddelike ontmoeting met U sal beleef. Ek bid dat elkeen 'n openbaring van U liefde sal hê wat vrees verdryf. Heilige Gees, salf my lippe met U kole van vuur om in lyn te wees met U wil, soos ek hierdie boodskap deurgee. Dankie vir geestesoë en ore wat U open om dieper in te beweeg in realms en dimensies. Here, seën elkeen vandag op 'n nuwe wyse. Ons loof U en ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Nou kom ons kyk vrees. Wat is vrees? Vrees is 'n sterk man, vrees is soos 'n Goliat. Wat is vrees? Kom ons kyk, vrees vreet aan jou geloof. Vrees plunder jou hoop. Vrees steel jou vryheid. Kom ons kyk, hoe word vrees gedefinieer? Vrees is 'n emosie van bang wees, om angs aan te voel, of om beangst te wees, of 'n ongemaklike of angstige gedagte. Watse emosie ervaar jy nou? Voel jy angstig? Die woord sê, moenie angstig wees nie. Vrees gee Satan 100% kans om in te kom. Vrees laat jou wegkruip om in die bediening te wees. Kom ons kyk wat doen vrees. 1. Vrees spekuleer in die toekoms in. 2. Vrees veroorsaak emosionele pyn. En vrees sê, maar wat as? Vrees is niks anders as 'n gees, 'n gevalle engel wat 'n liggaam soek om deur te manifesteer nie. Vrees is 'n gevoel wat lei tot veranderinge in jou metabolisme en funksies wat verander in jou organe en uiteindelik verander jou gedrag ook, soos byvoorbeeld om die bil op die bully beef blikkie te raak. Vrees laat jou vlug, vrees laat jou wegkruip en vrees laat jou veg of vries. Vrees is nie noodwendig 'n slegte ding nie. Byvoorbeeld wanneer jy naby 'n afgrond is, dan sal dit soos 'n waarskuwing of 'n beskerming vir jou wees. Of jy sal byvoorbeeld vroeër opstaan indien jy moet gaan leer vir 'n leerlinglisensie of as jy dit moet gaan skryf. Vrees is verbind met jou intuïsie, jou instinkmatige kennis. Dit is nie 'n keuse nie. Dit is nie 'n gevoel nie. Dit is 'n keuse. Is vrees 'n sonde? Is dit verkeerd om te vrees? Vrees is 'n emosie van bang wees, maar as daardie emosie buite beheer raak en gevolge het, kan dit jou lewe begin beheer. Om deur vrees beheer te word is 'n sonde. Emosies moet nie ons beheer nie, ons moet emosies beheer. 2 Timoteus 1:7 sê vir ons, want God het nie vir ons 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Om mense te vrees is nie van God nie. Die vrees vir God verhoed dat ons mense vrees. Die vrees vir God is 'n heilige respek vir God. God het vrees in ons geplaas vir 'n waarskuwing of 'n aanmoediging. As 'n waarskuwing, as dit nie in God se wil is nie, en as 'n aanmoediging om ons geloof te versterk. Die gees van vrees is die teenoorgestelde van geloof. Ongeloof laat reuse groter as jou God lyk.
As jou vrees jou begin beheer, word dit soos 'n Goliat wat jou manipuleer. Hou vas aan jou geestelike wapens en gebruik dit om die vyand af te weer. Efesiërs 6. Gebruik die skild van geloof en sny uit jou siel uit dit wat nie van God is nie. Vrees projekteer in die toekoms in. Jy vrees dinge wat gewoonlik nooit eers gebeur nie. Nou waarvoor is jy bang? Of wat vrees jy? Kom ons kyk na 'n paar fobiese versteurings. Katvrees, hoogtevrees, vrees vir pyn, vrees vir donderweer, engtevrees, vrees vir die donker, vrees vir bloed, dieptevrees, vrees om te praat, siektevrees, vrees vir lyke, vrees vir vuur, vrees vir voedsel, vrees vir kieme ensovoorts. Geloof is om te roep wat nie is nie, asof dit is. Maar vrees van die vyand roep ook wat nie is nie, asof dit is. Wat jy vrees, sal oor jou kom. Dit is 'n geestelike wet. Hierdie vrees kan jou hart aantas en maagsere veroorsaak, want jy is soos 'n snaar wat net later kan snap. Ons almal gaan challenges deur, maar dit is ons geloof wat dit vir ons moontlik maak. Ons geloof in sy krag wat sê, met God is alles moontlik. Maak nie saak of dit vir 'n mens onmoontlik lyk nie, maar by God is alles moontlik. Wat is jou swakheid? Dit is net jy en die Heilige Gees wat dit kan uithaal. Waarvoor is jy bang? Bely dit, vervang dit met God se woord. As jy angstig word en op ander plekke vir antwoorde soek, skryf dan alles neer, want dis nie in jou liggaam nie, dit is in jou siel. Jesaja 43:1. Maar nou sê die Here, jou skepper o Jakob en jou vormeerder o Israel, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Faith builds altars. Unbelief builds excuses. Ons liggaam ken nie die verskil tussen werklike gevaar of dodelike emosies soos vrees nie. Jou liggaam reageer presies dieselfde. Nou kom ons kyk God se wil. As jy in God se plan is, dan sal jou lewe betekenisvol wees. So wat verhoed dan dat jy nie uit God se liefde, uit sy krag en uit sy vermoë wat hy vir jou gee, selfbeheersing kan toepas nie? Kan jy sy liefde ervaar? Kan jy liefde gee? Kan jy jou Abba Pappa se liefde ervaar? Glo jy regtig dat God so lief is vir jou? Kom ons kyk na karaktereienskappe van 'n persoon wat aan vrees ly. Jy is beneek, jy is bevoeterd, jy is humeurig, jy is kwaai, jy is dominerend, jy is manipulerend, jy is perfeksionisties, jy is geïrriteerd, jy is krities, jy is afbreekend, jy het 'n skerp tong, jy raas, jy is onredelik of jy is aggressief. So evalueer jouself. Hoeveel van die volgende eienskappe is by jou teenwoordig? Liefde, vrede, blydskap, vriendelikheid, geduld, vrygewigheid, betroubaarheid, nederigheid en selfbeheersing. Galasiërs 5:22, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, lankmoedigheid en vriendelikheid, goedheid, geloof, sagmoedigheid, selfbeheersing en vrede. Die Gees kan alreeds in jou kom van voorgeboorte af, of eers in jou lewe. Dalk 'n ma wat bang was vir die geboorteproses, of dalk 'n pa wat nie geweet het waar die geld vandaan sou kom vir die bevalling nie, of dalk 'n onderwyser wat jou verskreeu het. Job 3:25, as ek iets vreesliks vrees, kom dit oor my, en die ding waarvoor ek bang is, kom na my toe. Nou wat doen die wond van vrees in my siel aan my liggaam?
Byna 90% van alle siektes kan aan stres en emosionele welstand gekoppel word. Vestings van vrees in jou sielsdimensie kan baie vinnig plakkers bykry as hulle nie die trekpas kry nie. In jou sielsdimensie kan begin manifesteer goed soos maagsere, asma, hipertensie, spanningshoofpyne, migraine, sommige kankers, hartkondisies, spastiese dikdarm, spierpyne, allergieë, sinus, velprobleem en hare wat uitval. Nou wat doen vrees in my liggaam en my siel? Kom ons kyk eers na die liggaam. By jou sintuie, jy word gekonfronteer met vrees deur wat jy sien, wat jy hoor, wat jy voel, wat jy ruik en wat jy proe. Kom ons kyk in jou organe, wat gebeur in die brein? In jou amygdala, wat emosies verwerk en die vreesrespons aktiveer, word dan hiperaktief wat lei tot verhoogde angs en oordrewe reaksies op waargenome bedreigings. En dan die hippocampus of die prefrontale cortex is die gedeelte van die brein wat deurslaggewend is vir geheuevorming. Jou endokriene stelsel, die brein stuur 'n boodskap aan die endokriene stelsel om streshormone soos kortisol en adrenalien vry te stel. Hartklop en bloeddruk neem toe. Jou asemhaling versnel. Pupille vergroot. Die vel sal oormatig sweet. Die spysverteringsstelsel word vertraag. En kortisol en serotonien vlakke. Kortisol word getoets in gevalle van angs en serotonien in gevalle van depressie. En deur kundiges word dan gediagnoseer of dit angs of depressie is. Kom ons kyk wat gebeur in jou siel. Informasie affekteer en beïnvloed die siel van die mens. Vrees blokkeer jou gedagtes dat jy nie helder en nugter kan dink nie. Dit begin jou spiere aantas, spanning in jou bladspiere, jou rug en jou nek. Innerlike lering en openbaringe is waardeloos as die Heilige Gees dit nie in jou siel lewend maak deur jou gees nie. Maak klaar met vrees, anders sal jou denke en gedagtes besig bly met leuns. Dit wat in jou siel aangaan, het 'n uitwerking op jou uiterlike liggaam. Dit is jou verantwoordelikheid om aan jou siel te werk en nuut te word. Jy kan alles gaan omruil by die kruis vir genesing en vrymaking. Efesiërs 3:16 dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid om met krag versterk te word deur sy gees in die innerlike mens. Die Heilige Gees is in jou. Onder God se lig kan jy kom by die wortel van hierdie vrees se oop deur. Die duisternis sal verlig word. Die raamwerk oor jou siel moet gebreek word. Die sluier oor jou sielsdimensie, dit is die seermaak goed in jou. Maak klaar met dit wat jou beperk. Jesus het sy bloed gestort vir jou genesing. Matteus 3:2 vir die Amplified sê, repent, change your inner self, your old way of thinking. Seek God's purpose for your life. Waar het vrese ingekom? Hoe mense groot geraak het 'n direkte impak oor watter volwassenes hulle gaan word. Enige vorm van vrees in die ouerhuis spoel oor na die kind en sy reaksies. Besluite sal dan van daardie verwysingsraamwerk af funksioneer en vrees sal 'n sigbare rol speel. Nou waar kon vrees ingekom het? Kom ons kyk 1 by jou kinderdae. Was daar altyd 'n geskreeu in die huis? Het jy gevoel jy het waarde? Het jy 'n pa se liefde ervaar? Of was jou ma miskien te kwaai met emosionele drukking? Ons kyk waar kon vrees nog ingekom het. By die ouers, het jy in 'n ouerhuis groot geword waar jy geoordeel of gekritiseer is? Is jy gespot as kind? Of het jy met skande groot geword?
Kom ons kyk dan nog 1:3, by die familie, die maats, of by die skool, by die gemeenskap. Wat is oor jou gespreek? Wie is die onderwyser wat jou verneder het? En watter familielid het jou afgekraak? Wie het jou bang gemaak? Spreuke 18:21, dood en lewe lê in die mag van die tong, en elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. Kom ons kyk, kon vrees nog ingekom het, selfs voorgeboortelike ondervindings. Wat is oor jou gespreek? Wat het jy gehoor? Ek wil nie 'n kind hê nie. Dit is nie, of daar is nie geld nie. Of ek wil 'n seun hê, of ek wil 'n dogter hê. 6 uur na konsepsie word ouers en die gesin se woorde en houding op die ongebore kind se sielsdimensie oorgedra. Daarom dat daar baie ook in die berading gevra word, weet jy hoe het jou ma gevoel toe sy jou verwag het? Die geboorteproses kon miskien iets as negatiefs ervaar geword het. Nou kom ons kyk hoe kon dit nog ingekom het vrese, miskien by traumatiese ervarings, soos egskeiding, soos molestering. Mense wat gemolesteer word, bly stil daaroor en dan word die mensemoordenaar nie aangevat nie. En so kom die vyand in die huis van God in. Trauma verander jou DNA, alles in jou lewe. Hoe jy voel, hoe jy na mense kyk, bring vrees in jou lewe in. En as jy nie toelaat dat God dit vernuwe nie, en jy besef nie dat jy sy DNA in jou het nie, dan kan dit jou vir altyd lam lê. Kom ons kyk, dit kon nog ingekom het deur skokke ook, wat jou buite beheer laat voel het. By ernstige skok kon selfs die diagnosering van diabetes opgevlam het. En deur ernstige skok of trauma kon die Kundalini gees selfs geïnfiltreer het. As jy vrees het in jou siel, gaan hulle jou domineer en manipuleer. Kom ons kyk, van geboorte af in jou sielsdimensie, kan daar enige tyd in jou liggaam weer opkom en opvlam. Maar jy het 'n keuse wat jy dink, gaan ek aangaan daarmee, met die skokke, die vrese en trauma, of gaan ek genees raak? Of wat gaan ek kies? Nou kom ons kyk, gaan na innerlike beloftes, die eie ek beloftes. Ek sal dit nie weer toelaat nie. Ek sal nooit weer vir jou iets sê nie. Ek sal nooit weer vir jou iets vra nie. Jy bou 'n muur rondom jou hart om jou te beskerm teen pyn. En dit is 'n tipe eed wat uit ons maak dit uit ons eie sielsdimensie uit. Met ander woorde, dit is soos 'n afgod, die eie ek. Ons moet sterf aan daardie valse beloftes. Dis nie een of ander demonie, dit moet afgebreek word by die kruis. En by die kruis moet jy dit gaan neersit, en Jesus se kruisdood en opstandingskrag kan jy dan gebruik om in God se wil te leef. Kom ons kyk, hoe maak ek klaar met vrees? Hoe hanteer ek daardie vrees? Hoe maak ek as die goed inkom? As daar 'n oop deur van vrees in jou lewe is, het jy 'n vrees vir jou teenstander. Onderwerp jou aan die Here, weerstaan die vyand en hy sal vlug. Erken die oortreding. Vra God om vergifnis. Beroep jou op die bloed van Jesus en stop om die sonde weer toe te laat. Kom ons kyk 1. Ek vergewe hulle wat my aan vrees blootgestel het. 2. Vergewe my Here dat ek vrees toegelaat het in my lewe. 3. Ek beroep my op u bloed, Here, verlos my van hierdie oortreding. Gees van God, vul my met liefde, met u krag in die naam van Jesus Christus, my Here. Die skild word gebruik om die vuurige pyle te blus en die swaard word gebruik om die aanval te loods. Efesiërs 6 vers 14 tot 18 kan julle gaan lees. Dan gebruik jy kommunion, die brood en die sap, Jesus se liggaam en sy bloed. Ruil jou vrees vir Jesus vrede. Jesaja 53:5.
Maak jou oë toe, raak stil in jou gees en in jou siel. Sien hoe jy voor die gordyn, die voorhangsel staan. Sien die gordyn oopgaan en voor jou is Jesus. Hy het jou so ontsettend lief. Hy tree nou vir jou in by Abba Vader, sodat jy verlos kan word van alle vrees, alle angs, alle manipulasies, alle paranoia. Jy staan nou voor hom. Vergewe nou, sodat jy kan vrykom. Nou bid jy saam. Here, dankie dat ek voor U kan staan, net soos wat ek is. U kyk dwars deur my. U weet waar daardie vrees begin het. Heilige Gees, ek vertrou U nou om na daardie deel van my sielsdimensie te beweeg waar vrees begin het. Vandag vergewe ek elke mens wat vrees oor my gebring het. Elke mens wat my geskok het met woorde en elkeen wat my teleurgestel het. Ek staan skuldig voor U. U woord sê ek mag nie vrees nie. Vergewe my Here dat ek gevrees het. Ek vergewe myself. Dankie Here dat U my genadig is, dat U my nou verlos van vreesagtigheid. Abba, kom vul my met U Heilige Gees. Kom vul my met U volmaakte liefde. Gees van vrees, in die naam van Jesus, verlaat jy nou my liggaam. Ek kies nou die lewe. Ek kies teen die dood en ek staan vandag op saam met Jesus. Amen.